Ons Hemelse Vader, ons eer en ons aanbid U in hierdie môre, dat U die God van hemel en aarde ook in ons midde is deur die werking van U kosbare Heilige Gees. En dat die Bybel vir ons baie duidelik leer, as Christus verhoog word, dan trek hy mense na homself. Vader, ons dank U dat ons U liefde kan sien in U geliefde Seun Jesus Christus, aan ons geopenbaar. Nie net in sy volmaakte lewe wat hy geleef het nie, maar ook in die eenmalige dood wat hy gesterf het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hemelse Vader, baie dankie vir die samesyn van U kinders so op 'n Sondag, en dat ons mekaar kan sien, kan verneem na mekaar se wel en wee, en dat ons in U bly kan wees, ook vir die gemeenskap van die heiliges, en vir geleenthede soos hierdie waar ons saam U kan verheerlik, liedere kan sing, ons harte kan stil maak, ons harte kan voorberei vir die waarheid van die woord, sodat die woord op vrugbare grond kan val en vrug kan oplewer, 30, 60, ja 100voudig tot U eer. Here, ons verstaan en ons leer dit uit die woord, dat ons nie die vermoë het om te kan luister as U nie vir ons die vermoë gee nie. Ons het nie die vermoë om te kan doen as U nie ons daartoe in staat stel nie. Daarom sê die Bybel vir ons in 1 Tessalonisense 5, dat U in ons werk, om te wil sowel as om te werk na U welbehae. U wat ons roep vir hierdie goeie werk, U is getrou, U sal dit ook doen. En ons pleit, Here, dat U vir ons wysheid sal gee, insig en kennis en verstand, sodat ons nie net hoorders sal wees van die woord nie, maar ook daders daarvan. Here, dit is 'n groot waarheid wat hierdie week weer tot my hart gekom het, waar U vir ons sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos God julle in Christus vergeef het, so moet julle ook doen. Dit is so, Here, dat ons nodig het in hierdie laaduur voor U wederkoms, om mekaar in liefde te verdra, mekaar te vermaan sou dit nodig wees, mekaar op te bou in die allerheiligste geloof, sodat ons een van sin en een van siel in die Here kan wees, van een gees deurdronge, met een begeerte om die koninkryk uit te brei, en eer te bring op die naam van ons drie-enige God. Here, ons bid ook waar ons vanmôre so 'n bietjie gaan stilstaan by die gelofte dag gebeure, en dit wat ons herdenk en vier in hierdie tyd van die jaar, U vir ons groot wysheid sal gee om U genade oor ons as mens, en besonder ook vir ons as volk raak te sien. Here, is nie omdat ons beter is as ander nie, dis omdat U genade oor ons groot was, en U 'n bepaalde werk deur hierdie mense van stapel wou stuur, en ons dank U vir die werk wat gedoen is, en Here, vir die vrug op hierdie arbeid. Maar ons pleit ook dat ons vanmôre sal terugkyk met dankbaarheid, maar ook met 'n groot verantwoordelikheid, die pad vorentoe sal aandurf met ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Wêreldwyd, Here, sien ons die agteruitgaan. Ons sien wêreldwyd, Here, hoe mense hulle vergryp aan dinge wat nie hulle sin is nie. Ons sien die geweld, die haat, die nait onder mense. En daarom bid ons dat ons as kerk van Christus, as liggaam van Christus, anders sal wees, omdat ons behoort aan die een wat vir ons gesê het, kyk, ek maak alles nuut. Vader, ons bid nou dat U ons harte sal voorberei, en dat U self verheerlik sal word in ons midde. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre die diens basies bietjie wy aan dit wat ons by gelofte dag vier, en dit wat ons na terugkyk. Ons het die gelofte diens eerskomende Dinsdag nie, en ek glo dat U ook sal verstaan waarom ons dit so inkorporeer, maar die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee ook vanmôre in die verstaan van hierdie bepaalde gebeure. So ons gaan nou so 'n bietjie 'n oorsig hanteer met U, dan gaan ons die gelofte hanteer, en dan gaan ons die geloofsbelijdenis hanteer, en dan sing uit Gesang 245. Nou vriende, ek dink die meeste van U verstaan gelofte dag, die meeste van U het al gelees daaroor, het al boodskappe gehoor daaroor, en die groot en die uitstaande ding van gelofte dag is vir my God se ingrype en God se groot genade oor ons as volk hier in Suid-Afrika. Ek het so daaraan gedink, en was my wonderlik toe ek sien die volgende psalm wat ek moet preek is Psalm 50, en hoe Psalm 50 presies inskakel by die dag en die tyd en die gebeure wat ons tans beleef, ook in ons land. En wonderlik om te sien dat
In hierdie Psalm 50 leer die Here vir sy volk kosbare lesse. Hulle moes terugkyk in die geskiedenis, hulle moes boeke vat van hulle lewe op daardie bepaalde stadium en dan moes hulle hoop geskep het vir die toekoms. En ons gaan vanmôre 'n bietjie uit Psalm 50 daarna kyk. Maar as ons kyk na Gelofte Dag, dan wil ek vir u sê, dit is nie in ons volksmond Versoeningsdag of Dingansdag of soos mense dit sekere name gee nie, maar Gelofte Dag, omdat daar 'n bepaalde gelofte aan God gemaak is in 'n bepaalde tyd waarin hierdie mense in groot stryd verkeer het. Nou as ons bietjie gaan kyk na die gebeure, vriende, dan sien ons dat die geskiedskrywer vir ons leer dat Dingaan 'n diktator was in Natal en omgewing. Nou, ons almal sien foto's van Dingaan en ons sien foto's van sy impie-magte, en as 'n mens die geskiedenis gaan lees, kom ons agter dat hy maar soos baie van die leiers vandag maar net nog 'n diktator was. Ons praat baie keer van kommunisme en ons sien hoe hierdie diktator sy land beheer en regeer, en ons kan maar baie keer kyk ook na hierdie leiers en sien hoe hulle in hierdie absolute magsvergryp mense beheer en manipuleer, en so Dingaan het ook gedoen nadat hy Shaka vermoor het en dan aan bewind gekom het. Nou die geskiedskrywers leer vir ons dat hierdie man eintlik basies niemand gespaar het nie. Jy was of aan hom onderdanig gewees, of jou lewe was geneem gewees. Nou die geskiedskrywers lees vir ons dat Pieter Retief en 'n klomp van hierdie trekkers het na Natal verhuis. Hulle het daar aangekom, Dingaan ontmoet en gesien hoe die mense in vrees lewe vir hierdie leier. Daar was gesprekke gewees met Dingaan en hierdie boere wou graag vir hulle so 'n bietjie grond bekom het. Jy kan die geskiedenis self gaan lees, ek som dit vir u op in 'n paar minute. En daar is ooreengekom dat hierdie voortrekkers grond sou bekom by Dingaan teen 'n bepaalde prys. En u ken die geskiedenis, op die 4de Februarie 1838 is dokumente onderteken wat later in Pieter Retief se besit gevind is. 5de Februarie 1838 is daar vertonings gelewer deur Dingaan se impie-magte en die perderuiters van Pieter Retief. En die 6de Februarie het hulle in die kraal ingestap by Dingaan waar hy geskree het, maak dood die towenaars. En as jy die geskiedenis gaan lees, vriende, was daar baie hartseer wat gevolg het. 71 man is gegryp, doodgeslaan en oor afgrond gegooi. Daar was nie 'n begrafnis gewees nie, daar was hierdie gewelddadigheid wat dan ook plaasgevind het. En baie van hierdie voortrekkers het besluit om eerder weg te gaan, uit die gebied te gaan. Totdat die Here ook, en jy moet nooit die beskikking en bepaling van die Here mis nie. Want die geskiedenis leer vir ons, Oktober 1838 het Andries Pretorius met 60 waans en so 20 gesinne om by die voortrekkers aangesluit. En dit was ook God se bepaling en beskikking om 'n draai te bring in Natal, want jy sien ons wat nou terugkyk in die geskiedenis, sien die groot werk wat gedoen is daar, die evangelie wat gevestig is, kerke wat gebou is, sendingstasies wat opgerig is, die groot werk, die herlewing wat onder die Zulu nasie plaasgevind het. Maar op daardie bepaalde tydstip was hulle vasgevang in afgodediens, hulle was vasgevang in voorvaderaanbidding, hulle het in absolute vrees gelewe, en toe Andries Pretorius daar aankom, was hierdie hoop gewees, dat hulle tog vir hulle self 'n tuiste kan vestig. Deel van hierdie voortrekkers was daar 'n man met die naam van Sarel Silje gewees. Hy het op 12-jarige ouderdom by die kruis uitgekom. Hy het werklik getuig, hy was weergebore, en in hierdie noodtoestand het hy 'n voorstel gemaak dat hulle 'n gelofte aan die Here moes doen. En ek wil net vir u vanmôre sê, die gelofte het die Here se arm nie beweeg om hierdie mense te spaar nie. God het hulle gespaar omdat hy 'n bepaalde doel gehad het om die evangelie te vestig aan hierdie suidpunt van Afrika. Maar ons sien hierdie belofte was van hulle kant af 'n noodkreet na God in die bepaalde situasie waarin hulle was. En ek wil jou vanmôre gevra, hoeveel keer het ek en jy beloftes aan die Here gemaak? En dat daardie kind van my dodelik siek is, en ek sê, Here, asseblief, as u my kind spaar, sal ek. Die vraag is, doen ons, as ons klaar die belofte gemaak het? Nou word geskryf dat vanaf Sondag 9 Desember 1838 tot Saterdag 15 Desember was hierdie gelofte elke aand voorgelees, was daar gebid, was daar regtig hierdie vertroue uitgespreek teenoor die Here, dat as die Here nie ingryp nie, sal alles dan verby wees. Sal hierdie mense vermoor geword het, sal daar geen hoop of kans vir hulle gewees het nie. Baie ouens dink is omdat hulle die Sannas gehad het en hulle het sekere wapentuig gehad en dis hoekom hulle oorwin het. Nee. Daar was omtrent 1 teen 25 gewees. Die kans vir oorwinning was amper 0 gewees.
En wat wonderlik is hoe die Here ook daardie oggend van 16 Desember genade gegee het, nie net aan die voortrekkers nie, maar daar was 470 voortrekkers, en daar was 3 Engelse deel van die voortrekkers gewees, daar was swartes en kleerlinge wat as touleiers gedien het, en gehelp het met die uitpak en die oppak. Daar was verskillende mense wat deel was van hierdie groep, wat dan ook daardie oggend aangeval was deur die Zulus, en die geskiedenis leer vir ons, dat die Here die wonderlike oorwinning gegee het, en dat ons vandag praat van bloedrivier, of dan die oorlog wat plaasgevind het, soveel mense gedood, dat die rivier rooi geword het van die bloed. En vriende, die groot genade wat ons sien daarna, is dat hierdie mense eer gebring het aan die Here vir die oorwinning wat hy geskenk het. En ek wil vanmôre vir u sê, ons wat hier sit, is die vrug van daardie mense se getrouheid. Ons moet tog nie die geskiedenis vergeet nie. Ek het nou die dag vir iemand wat met my gesels het daar by ons huis, toe sê ek vir hulle, weet julle van dit wat gebeur het in Suid-Afrika, weet julle van dit wat gebeur het? Nee. Ek sê, lees jy nie die geskiedenis nie, ek hou nie van geskiedenis nie. Ek sê, dis presies hoekom jy so oningelig is oor wat vandag aangaan. Want die geskiedenis herhaal homself elke keer. God herinner sy volk heeltyd aan wat in die verlede gebeur het. Dit moet dien as 'n waarskuwing en soms as 'n opbouing vir die dag van vandag, en dan ook hoop wat ons kan skep vir die toekoms. En ons gaan vanmôre ook net uit eerbied en uit dankbaarheid voor die Here hierdie gelofte met u hanteer. Daarna gaan ons die geloofsbelijdenis doen, en daarna sal ons 2 verse sing van Gesang 245, en daarna kom ons by Psalm 50 uit, wat so mooi inpas by die gebeure wat ons so pas hanteer het, en wat die Here se gedagte ook vir ons is. Kom ons staan, en dan lees ons die gelofte, en dan ook die geloofsbelijdenis. Nou die voortrekkers se gelofte van 16 Desember 1838, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen dat, as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. En dan baie belangrik, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ek glo in God die Vader, hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek glo vas in God die Vader, als mijn Vader in me vol, iedere wonderheid en weerstand van de zin die heilige Geest, hier weer heilig en afweerde, die gehoorzaam kent en is, ons zal zijn van al die liefde, en die waarheid van ons jij, al ben blij en van jullie, al ben blij bij hand gedaan. Nou vriende, gaan vra dat u die woord van die Here sal oopmaak, nie by Johannes 17 nie, maar by Psalm 50. Psalm 50, ons het so
2 weke terug toe ek daar in Walvisbaai gepreek het. Ek het die Vrydag die begrafnis gehou, die Sondag in Walvisbaai gepreek, toe het ek Johannes 17 gepreek. Daar die hoëpriesterlike gebed van Christus, wonderlike waarhede ook daarin opgeteken, maar vanmôre gaan ons aangaan met ons reeks vanuit die boek Psalms, en ons gaan vanmôre so 'n bietjie kyk na Psalm 50. En dit is die volgende Psalm in hierdie reeks, en 'n besondere Psalm, en ons sal seker, as die Here ons spaar, in DV 2026 met u praat uit Psalm 51, en daar gaan ek 'n reeks uithou. As u nog gaan lees wat baie van die groot predikers, soos Dr. MacArthur en baie ander sê oor Psalm 51, is dit seker een van die mees besondere psalms in die Bybel. Die boetelied van Dawid, waar hy gesondig het en hoe hy sy hart voor die Here uitstort, en ons gaan dit juis in 'n reeksie hanteer, omdat ek die klem wil lê op die feit dat mense baie keer verwys na Dawid se sonde, maar hulle sien nie regtig die berou in sy hart nadat hy gesondig het nie. En vriende, dit is so, dat kinders van die Here van tyd tot tyd sondig, maar dit is belangrik om ook opregte berou in jou hart te hê, om te erken dat jy gesondig het teenoor die Here en teenoor die hemele, en dat daar ook vergifnis vir jou sonde in Christus Jesus te vind is. Maar vanmôre dan Psalm 50, ek lees vir u, dis 'n Psalm van Asaf, soos ons nou klaar met die kinders van Korag, nou gaan ons oor na Asaf, ons sal nou sien wie hy was, en ons gaan 'n bietjie kyk wat hy ook in Psalm 50 skryf. Sê gou my, wat is die bekendste Psalm van Asaf? 73, nê? Maar hy sê hy het na die goddelose gekyk en sy voet het byna gegly. Hy het so moedeloos geraak toe hy die voorspoed van die goddelose sien, en hy sê, Here, waarom dien ek u nog? Dis te vergeefs. Dit gaan net met my sleg, en met die goddelose gaan dit goed. En die Here vat vir Asaf in die allerheiligste, en Asaf sien die einde van die goddelose, en hy skep moed. Nou vanmôre is dit dieselfde man wat hier aan die woord is, onder leiding van die Heilige Gees, skryf hy 'n Psalm van Asaf, die God van die gode, die Here, hoofletter H-E-R-E, die God van die gode, die Here spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom, en hy kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle het my verbond by die offer sluit, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Sela. Hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou kan inskerp, ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou hand geen stier te neem, of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. En net so, dit gaan nie die teks van oordeenking wees nie. Dit klink baie keer as hy hom lees, was my so wonderlik toe ek hierdie Psalm werk, en ek sien, dis nou gelofte tyd, en dis presies wat hierdie gedeelte vir ons sê, en toe besef ek het al oor hierdie gedeelte gepreek, maar God se waarheid is so omvangryk, dat ek vanmôre met u deur die hele Psalm gaan werk, om sekere waarhede in u midde te lê. Vers 16, maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge, en neem jy my verbond in jou mond? Terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp, as jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat in jou broer, die seun van jou moeder, beskimp jy. Hierdie ding het jy gedoen, en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf, en jou dit ordelik vooroorstel. Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dank offer, eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Vriende, ons gaan tot so ver saam lees, 'n besondere Psalm wat ons vanmôre gelees het, en ek wil vir u sê, as jy so 'n bietjie gaan navorsing doen, is daar seker, ek wil nie oordryf nie, honderde, as dit nie duisende, kommentare oor hierdie bepaalde Psalm.
Want God se woord is so wonderlik en daar is soveel waarhede wat ons daaruit kan leer, dat ons vanmôre ook kan stilstaan by hierdie vers 4 en 5 en 6 en ons gaan 'n bietjie praat oor die gedagte vanmôre dat die Here oordeel sy volk. En kom ek lees vir jy, roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel, versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel, Sela. Jy kan miskien vanmôre dink daarin, jy stoel maar, hoorie, ons vier gelofte dag, dit was 'n oorwinning. En jy praat vanmôre oor God se oordeel van sy volk. En vriende, daar is altyd hoop in God se woord. So jy gaan sien, as ons die boodskap afsluit, is daar altyd die hoop wat God gee. Maar hierdie saak is baie belangrik, want ook die volk Israel was God se verbondsvolk gewees. God se volk wat saam met hom gewandel het. God se volk wat sy liefde en sy genade beleef het en in hulle sonde die Here dan ook hulle besoek. En die Here het hulle opgeroep om terug te draai na hom. En ons gaan bietjie vanmôre daarna kyk. Nou vriende, as ons vanmôre kyk na hierdie gedagte van die Here oordeel sy volk, dan wil ek vir julle sê, dit was vir my so 'n bietjie van 'n hartseer gedagte om te dink daaraan dat hierdie volk al God se goedheid, sy grootheid, sy genade beleef het. En tog het hulle op 'n stadium die rug op hom gedraai en eintlik tot vandag toe nog die oorgrote meerderheid van Jode erken nie hierdie heilige God se seun Jesus Christus, die Messias, die verlosser wat ons met Vader kom versoen het nie. As 'n mens kyk na die volk Israel se geskiedenis, dan sien ons dat hulle nie 'n besondere volk was nie. Mense maak absoluut vandag van Israel asof hulle afgode is en dat almal voor hulle moet buig. Die volk Israel is vandag verlore. Hulle is onder dieselfde oordeel van God as die res van die wêreld as hulle nie bekeer nie. En tog het God met hulle verbond gesluit wat tot in die verre geskiedenis ook tot stand sal kom wanneer die Here aan die einde van die eeue 'n massa bekering onder sy volk sal laat plaasvind. As u nou die boek Openbaring gaan lees, sal u dit baie duidelik sien. Maar die ontstaan van die volk was nie omdat hulle 'n besondere volk was nie. Hulle was nie 'n magtige volk nie, daar was nie baie krygsmanne onder hulle gewees nie. Hoor wat sê die Here self in Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium is die boek van herinneringe. Die volk word herinner aan dit wat met hulle gebeur het, waar hulle vandaan kom, hoe God hulle gedra het en geseën het, tot op daardie tydstip. En nou lees ons in Deuteronomium 7 vers 6. Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God. Jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. So wie het hulle gekies? God het hulle gekies. Nou sê vers 7, die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle lief gehad en die eed gehou het, wat hy vir julle vaders gesweer het, het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. God se uitverkore volk is Israel. Luister, ons blanke volk is nie God se uitverkore volk, soos Israel dit was nie. Israel is 'n etniese groep, dis 'n volk wat die Here gesoek en gekies en eenkant gesit het. Die Amerikaners is nie God se uitverkore volk nie. Die mense in Europa is nie God se uitverkore volk nie. Die Bybel sê elkeen wat weergebore vandag is deel van God se uitverkorenes. Maar ons moet die begrip vanmôre hier verstaan aan die begin, dat God 'n uitverkore volk het, die volk Israel, wat hy vir homself gekies het, omdat hy hulle liefgehad het. Hy het hulle liefgehad. En as ons sien, die stank verdank wat hulle amper vir die Here gegee het, hoe hulle sy liefde beantwoord het, deur hulle aanhoudende sonde, dan staan ons verbaas dat die Here hierdie ewige verbond met hulle gesluit het, wat deurvloei in die boek Openbaring en wat tot aan die einde van die eeue stand sal hou. Vriende, dink maar aan Israel se geskiedenis. Die Here red hulle uit Egipte land. Hierdie magtige volk, hierdie Farao met sy strydwaans en sy soldate, wat hierdie Israeliete as slawe mishandel het, die Here hoor hulle stem en die Here red hulle uit Egipte land. Op 'n besondere manier deur die 10 plaae kom hulle daar deur die Rooi See, en die Bybel sê vir ons, in die woestyn het die Here hulle begelei met die vuur en die wolkkolom. Manna en kwartels het die Here vir hulle gegee, water uit die rots, typerend van Christus, wat later ons sal versadig met sy wonderlike waarheid. Maar God was goed vir sy volk.
Ons sien later hoe die Here ook die tabernakel en dan die ark van die verbond en later die tempel wat gebou is en hierdie wonderlike teenwoordigheid van God wat deel was van die volk Israel. Vriende, die Bybel sê vir ons dat hierdie mense in ongehoorsaamheid 40 jaar rondgedwaal het in die woestyn. Die Here lei hulle in die beloofde land, in die land wat oorloop van melk en honing. En wat doen die volk? Hulle bly sondig, hulle bly rebelleer, hulle bly in opstand kom teenoor die Here. En ek wil net 'n vinnige toepassing vanmôre hier maak. En ek wil vir julle sê, vriende, ook ons as Suid-Afrikaners, ongeag jou kleur, God is vir ons goed. Hy is vir ons genadig en barmhartig. Ek lees onlangs 'n artikel, hulle sê, as jy 3 etes 'n dag kan eet, is jy een van 25% in die wêreld wat dit kan doen. In hierdie land het ons in oorvloed. God voorsien vir ons. God onderneem vir ons. Die Here gee vir ons na die rykdom van sy genade en barmhartigheid. Daardie bepaalde tydstip, daar in 1838 toe ons voorouers in hierdie geweldige krisis was, die gelofte afgelê het om te sê, Here, ons sal U op hierdie dag en datum dien en eer aan U bring, het die Here hulle gehoor omdat die Here 'n genadige en 'n barmhartige God was. Die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar wat is die stand van ons volk vandag? Ongeag die kleur. Ons is rebelle teenoor God. Die grootste vyand van God vandag is die kerk in Suid-Afrika. Die deursnee teoloog in Suid-Afrika erken nie meer die Bybel as God se gesag nie. Die deursnee teoloog vandag staan op die kansel en hy is besig met allerhande dinge wat hy vir mense sê en filosofering en allerhande goed wat mense wegneem van God in plaas van nader aan die Here. Die kerk het 'n plek geraak waar mense alles skryf behalwe die waarheid van God se woord. En tog is ons as die volk Israel wat vir die Here gereeld vra en by hom kerm en sê, Here, nou hoekom gaan dit met ons so? Hoekom kry ons so swaar en waarom lyk ons land soos hy lyk en waarom is ons regerders soos hulle is? En vriende, die antwoord is eenvoudig, omdat die Here self met ons deel om ons terug te roep na hom. As ons kyk na Psalm 50, dan sien ons dat dit een van Asaf se psalms is waar hy die volk waarsku en ook die waarskuwing gaan vanmôre na ons kant toe kom. Dat ons nie in voortgesette sondige optredes die toorn van die Here moet opwek nie. Asaf was 'n leviet wat verantwoordelik was vir die sang en musiek. Ons lees daarvan in 1 Kronieke 16 vers 4. Daar staan en hy het uit die leviete dienaars aangestel voor die ark van die Here en dit om die Here, die God van Israel, te roem en te loof en te prys. Vers 5, Asaf, die hoof, en Sagaria, die tweede in rang na hom, terwyl Asaf met die simbale musiek gemaak het. So Asaf, 'n leviet, 'n musikant, iemand wat deur die Here gelei was om hierdie psalm neer te pen, om die volk terug te roep na 'n ware aanbidding van die Here. Op 'n stadium het die Here vir sy volk gesê, dat julle musiekinstrumente maak my ore seer. Want julle maak musiek en julle sing, maar julle harte is ver van my. En dis presies wat Asaf wil doen, om vir die volk te sê, keer terug na die Here, sodat julle hom dien in gees en in waarheid. Baie interessant, as jy Psalm 50 gaan bestudeer, is hierdie psalm in die vorm van 'n hofsaak. Nou, wie van die hou van die hof? Toe 'n polisieman was ek nie daarvan gehou nie, en ek hou nou nog nie daarvan nie. Ek dink is nou, ek weet nie wat dit nou op die oomblik nie, maar daar is altyd 'n regter, daar is 'n aanklaer, daar is die kant van die verdediging, en die Bybel sê vir ons in hierdie psalm, is God die heilige, die regter, hy is die aanklaer, want hy ken die harte, en hy oordeel dit wat hy sien, en dit wat hy weet van sy volk. En ek wil dit by insluit van my en jou vanmôre. Miskien gaan dit vanmôre met jou baie goed. Jy dien glad nie die Here nie, maar dit gaan met jou baie goed. Dan wil ek vir jou vra, moenie in hierdie valse gerusheid bly voortlewe nie. Want die Bybel sê, ewe skielik kan God se toorn oor jou kom. Die tyd van genade is altyd dat God ons wil wys hoe goed hy vir ons is, want hy laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Sy genade is wyd en groot oor almal, en hy roep ons om hom te dien in gees en in waarheid. Maar eendag, onaangekondig, die Bybel sê, soos 'n dief in die nag,
Dan kom sy oordeel oor mense en die hartseer gevolge, vriende, is legio. Ons lees daarvan, ons hoor daarvan, ek beraad baie mense, ek kom baie met mense in aanraking, wat te lank God se genade uitgerek het, en dan met die hartseer gevolge in hulle lewe sit, soos Israel dit dan ook beleef het. So ek gaan hierdie boodskap opdeel in 3 punte. Die eerste gedagte vanmôre, ons gaan kyk, wie is hierdie regter van die hemel en aarde? Uit Psalm 50, die Bybel sê vir ons, dat die regter van die hemel en aarde word aangekondig, en ons gaan kyk, wie is hy? Psalm 50 vers 1 sê, die God van die gode, die Here spreek en roep die aarde, van die opgang van die son tot sy ondergang, en ek gaan nie alles vir u lees nie, maar ek gaan bietjie met u, so bietjie vers vir vers deurwerk, om vir u af te skilder, wie is hierdie God wat aanklaer en regter is, wie is die mense wat aangeklaag word, en wat is die klagte teenoor hulle, en die hoop wat God vir hulle gee ook, in hierdie Psalm. Sien dit wat die Here vir ons gedoen het, in hierdie land tot op hede, sien die toestand van die land nou, en kom ons sien hoeveel ooreenkomste daar is tussen ons en hierdie volk Israel waarvan ons in die Bybel lees. Nou vers 1 sê vir ons, die God van die gode, die Here spreek. Asaf begin hierdie Psalm met hierdie woorde, waarom? Omdat Israel gereeld in afgodediens verval het. En die meeste van ons reken dat in Suid-Afrika is ons nie regtig besig met afgodediens nie. Ek moet miskien van die verskil. Behalwe dat jy deesdae by huise Boeddha beelde sien en allerhande snaakse beelde, en onlangs het mense ons 'n kerk gaan wys hier in Benau nie. Ek wil vir u sê, toe ek en my vrou daar uitstap, het dit vir ons gevoel of ons in 'n afgodstempel ingestap het. Dis glo mense wat die wêreld deur toer, en hulle is in hierdie mystiese oosterse godsdienste. Daar is afgodsbeelde op elke pilaar omtrent, afgodsbeelde wat staan, en dit vind ons nie baie in ons land nie, en tog vind ons dit. Maar luister vriende, in Suid-Afrika is ons afgode, ons geld, ons gesondheid, ons kinders, ons gemak, ons plesier. Hierdie goed het vir ons as afgode geraak, en luister, daar is nie veel plek vir God in die deursnee huis in Suid-Afrika nie. Dis vir my aangrypend as jy praat met jong kinders deesdae, en jy sê vir hulle, ken jy, of het jy al gehoor van Jesus Christus, dat jy jou so kyk en sê, wie's hy? Luister, dis iets wat deel was van ons volk, van ons skole. Bybelonderrigting was deel van ons kurrikulum gewees. Vandag weet kinders nie eens meer wie die skepper van die heelal is en hulle skepper is nie. Wie die een is wat sy seun gestuur het om redder te wees nie. En nou sê die Bybel vir ons, die God van die gode, die Here spreek. Hy is die aanklaer, hy is die regter. Wie is hy? Asaf wil dit duidelik stel aan die volk, dat hierdie God nie die een of een van die afgode is wat hulle gereeld aanbid het nie. Die Moloch of die Astarte of een of ander Baal wat hulle aanbid het nie. Maar hy is die ewige verbondsgod. Hy is die skepper en onderhouer van sy heelal. En as skepper en onderhouer het hy die volste reg om die mense wat, luister mooi vanmôre, as gaste op sy aarde woon te oordeel. Jy is vanmôre en ek is vanmôre 'n gas op God se aarde. Ek gee nie om waar bly jy nie, ek gee nie om hoe groot jou huis is nie, ek gee nie om wat jy in jou huis het nie. Ons is gaste en hoor gou, ons word vir 'n tyd geleen op hierdie aarde. Baie van ons geliefdes is al reeds weg. Ons was die naweek daar by Ethel se ma se graf. Sy was die 12de, 11 maande terug, het sy gesterf. En een ding het ek geleer, ons is gaste op God se aarde. Op die bepaalde dag en uur en oomblik neem hy mense weg. 15, 18, 25, 35, 85, 90 selfs oor 100 jaar oud, maar ons verkort tyd op die aarde en luister, die regter van hemel en aarde is ons skepper, wat ons uur en dag en datum bepaal het, en wat ons sal oordeel vir ons werke op aarde. Luister, elke dag wat jy hier leef, en elke ding wat jy doen, sal God oordeel. En ons gaan nou 'n bietjie kyk na die oordeel wat die Here oor sy volk bring, en wat hy vir hulle noem, rondom die sondes wat hulle gedoen het. Die Here gebruik verder die woord, die God van die gode, die Here spreek. Hierdie woordjie Here is die woordjie Jehovah, the self-existent or eternal Jehovah. Jewish national name of God.
Jehovah the Lord. Baie interessant, Paulus kom in Romeine 11 en hy sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Dis dieselfde God waarvan melding gemaak word in Psalm 50. Hy is die ewige God wat van ewigheid af bestaan en uit hom en vir sy eie doel en vir sy eie rede het hy geskape, het hy gegee, het hy daar gestel sodat ons kan geniet. Dis die God wat dan die regter is, hy is die God wat dan die aanklaer is en die een wat spreek. Die Here spreek en roep die aarde van die opgang van die son tot sy ondergang tot verantwoording. Met ander woorde, die hele aarde met al sy bewoners moet aan God verantwoording doen. Nie net die volk Israel nie, maar die hele aarde. Noord, oos, suid, wes. Ek gee nie om of dit vanmôre 'n kommunistiese land is of 'n diktator wat regeer in Afrika nie, of dit nou die moslim of die hindoe is nie. Die Bybel sê vir ons elke mens, maar in besonder ook sy volk, sal verantwoording teenoor hom doen. Hy is skepper, hy is die een wat alles weet, en hy is die een wat verantwoording gaan vra. Vers 2. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom, en kan nie swyg nie, vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig. Hierdie vers illustreer vir ons, dat God in sy karakter sondeloos is. Hy haat sonde. Ons sien die klimaks van God se haat vir sonde aan die kruis, waar hy sy enige gebore seun, sy volmaakte seun vir ons sonde straf. Waar hy die straf van ons sonde uitstort op hom. Maar hoor, dit sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat hierdie God is nie 'n God wat met sonde kompromie kan aangaan nie. Die beeld wat Asaf skep is 'n angswekkende en vreesaanjaende beeld, alhoewel die volk so baie van God se genade en liefde gesien het, moet hulle ook hoor dat hy heilig en regverdig is en die sonde nie ongesiens laat verbygaan nie. As hy sonde oordeel, dan oordeel hy dit met mag en met mening. Wat kan die mens nie keer nie? Vuur, water, wind. Ons kan nie teen daai goed standhou nie. Dit is iets wat vir ons na ons kant toe kom en as mens staan ons verbaas en ons sê, Here God, U is groot. Want die Here gebruik die wind, en die Here gebruik die water, en die Here gebruik die vuur vir sy oordeel. Nou sê die Bybel, God sal kom soos 'n vuur. Hy sal verteer voor hom. Hy sal oordeel. En dis nie die God wat die deursnee westerling van hou nie. Hoekom nie? Want hy stel standaarde, hy meng in met my lewe. Hy wil my lewe kompliseer deur my uit te wys dat sonde eendag geoordeel kan word. En ek wil vir u sê, as jy vanmôre in sonde leef, is jy nie gelukkig nie. Moet tog nie vir my lieg nie. Die meeste ouens wat vanmôre in sonde leef, sy gewete maak hulle dood. Hulle drink medikasie in oorvloed net om die gedagtes stil te kry. Daar's aanhoudende gevegte onder mekaar en hulle probeer dit opmaak met die kies en make-up. Maar hulle lewe is in 'n totale chaos. Hulle probeer hulle lewe gelukkig hou met geld en met besittings en met allerlei dinge, maar in hulle siel is daar 'n geroep. As ek vanaand sterf, sal ek voor hierdie God staan wat soos 'n vuur verteer. En dis presies waaroor hierdie gedeelte gaan. God sê vir sy volk, ek het jou lief. Ek het jou gekies omdat ek jou lief gehad het. Jy beleef al my genade, maar jy hou aan voortgaan in jou sonde en ek gaan daaroor nie swyg nie. Ek gaan daaroor nie swyg nie. Hy is ook die enigste een, vriende, wat waarlik kan oordeel. Want hy alleen is sondeloos en volmaak, heilig sonder vlek of rimpel. As kinders van die Here mekaar aanpraat oor sonde, in liefde, om mekaar te wys op die verkeerde wat hulle doen ons dit nie in die posisie van God en ons oordeel af na iemand toe nie. Nee, dis om regstelling te bring, om te sê, broer en suster, ek het jou lief, kom ons draai terug na die Here. Die Here is die enigste een wat kan oordeel, omdat hy sondeloos volmaak is. In hom is daar geen vlek of rimpel nie, geen sonde te vind nie. En dis die God met wie ons te doen het. So, die regter, die aanklaer, is die skepper God, die Here, die eternal one, die een wat ook vuur uitstuur, wat voor sy aangesig verteer. Nou sê vers 5 tot 7, hoor wat sê die Bybel. Hierdie was vir my treffend. Versamel my gunsgenote. Versamel my gunsgenote. Vir my
Hulle wat my verbond by die offer sluit, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Vers 7. Hoor my volk dat ek kan spreek, Israel, dat ek dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Wat vir my baie interessant was in die voorbereiding, hier praat die Here en Asaf skryf nie aan rou heidene, wat niks van God en sy woord en sy gebod weet nie. Dit was my treffend toe ek dit lees. Hierdie verse leer ons, dat die wat geoordeel word nie mense is wat geen kennis van die Here het nie, maar juis die wat die naam en werke van die Here ken. Ek het vir u gesê aan die begin, is dit nie wat in Suid-Afrika aangaan nie. Die grootste vyand van God is die kerk, wat bo op die toring of bo op een of ander plek het, so sê die Here, die kanselappie wat sê, ons spreek die woord, is ongelukkig vandag, die wat in die meeste opstaan teenoor God en sy waarheid. So die Here sê, my gunsgenote, julle wat my liefde ken, julle wat my genade ken, julle wat my verordeninge ken, julle wil dit nie onderhou nie, nou roep ek julle voor hierdie gereg. Ek sal optree as regter, ek sal optree as aanklaer, maar as niemand wat God se hand kan afslaan en vir hom sê, u het 'n verkeerde uitspraak gemaak nie, u het 'n verkeerde oordeel gevel nie. Ongelukkig, vriende, is hierdie gunsgenote mense wat die naam van die Here los en vas gebruik vir eie gewin. Wat sê Here, Here, maar hulle doen nie wat hy sê nie. Hulle wat met die Here wil onderhandel, vinnige beloftes maak, maar met geen intensie om dit te onderhou nie. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar geen krag nie. Dink jy daar's ooreenkomste tussen Israel en ons vandag? Ek dink so. As u nie met 'n baie positiewe ja kan antwoord nie, lees u nie die Bybel nie. Dan is u ontrou om u Bybel te lees, want enige mens wat die Bybel lees sal agterkom dat die hele geskiedenis van Israel nie oorbodig in die Bybel is nie, maar juis om vir ons te sê, soos Israel gedoen het, so doen ons vandag nog. Dis asof ons nekke styf is, ons rug is styf en ons sê, ons sal nie buig voor God nie. So hierdie God van hemel en aarde, hy oordeel sy gunsgenote. En die oordeel, jy sal sien deur die loop van die boodskap, is hierdie God is besig om vir sy volk te sê, luister, daar is 'n verantwoordelikheid, wanneer jy bely is 'n kind van die Here. Moenie sê jy's op pad hemel toe, en jy kom nie die verantwoordelikheid na om te leef, soos 'n burger van die hemel nie. Nou kom ons gou by die hoofklagtes uit, wat die Here teen sy volk dan, en teen sy gunsgenote, en dan sluit dit ook die hele aarde in, na vore bring. Hier's hoofklagtes. Eerste plek, hulle offers is 'n formaliteit sonder opregtheid in hulle harte. Psalm 50 vers 8, daar staan, oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd hier voor my, ek hoef uit jou huis geen stier te neem nie, ek ken al die voëls, as ek honger het sal ek jou nie sê nie. Die hele gedagte hier gaan oor, hulle was getrou om die offers te bring, hulle was getrou om by die feeste, of aan die feeste deel te neem, maar hulle harte was ver van die Here. Jy sien, die Here sê vir hulle baie duidelik hierso, dat hy nie regtig nodig het, dat hulle stiere moet offer, of diere moet bring nie, want hy is nie iemand wat honger raak nie, of hy het nie 'n gebrek aan iets nie. Dis nie dat hy beter God sal word as ons offers aan hom bring nie, hy sal nie meer God word nie, hy sal nie meer heilig wees nie, maar hy besef dat aanbidding van hierdie heilige God het 'n geweldige invloed op ons as mens. Luister, jou dien van die Here bring in jou hart 'n vreugde en 'n blydskap wat geen mens vir jou kan beskryf nie. Sonde bring skeiding, sonde bring hartseer. Hoor wat sê koning Dawid na sy sonde met Batseba. Die Psalm wat ons volgende jaar DV sal hanteer. Psalm 51 vers 8. Hy sê, kyk, jy het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. En in die verborgene maak u aan my wysheid bekend, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. Wat vir my diep interessant is in ons dag en tyd, dat mense die gruwelikste sonde doen, en dan om hulle gewete te sis, sal hulle aan tafel 'n gebed doen, en sommer in die, dankie vir my pap en vleis, en vergewe sommer my sonde, amen, kom ons eet, kom ons geniet die dag, kom ons gaan aan. Daai sonde van jou is nie vergewe nie.
Want jy het nie berou oor jou sonde nie. God werk berou in jou siel. Daarom het God 'n fete met Israel gehad. Daarom sê die Here, ek gaan julle voor die gereg bring. Want julle praat baie. Julle bring offers. Daar's sekere goed wat julle doen om my te probeer omkoop, om my te probeer paai, om my te probeer rustig maak. Maar julle hart is uitgegee aan die wêreldse genietinge, die sonde en die plesiere. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek het dit al baie keer in hierdie gemeente gesê, ek gee nie om of jy 'n dag en 'n datum het waar jy sy se oorgawe aan die Here gemaak het nie. As jy nie nou leef vir hom nie, behoort jy nie aan hom nie. Want 'n goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. As jy nie volhard in jou wandel saam met die Here vanmôre nie, behoort jy nie aan hom nie. Want hy werk in jou elke dag om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Dis wat hy vir sy volk probeer sê. Julle bring offers, julle sê Here, Here, julle sluit 'n verbond met my. Julle roep my in as getuie, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Dis in Suid-Afrika dieselfde probleem. God red ons. Vandag of Dinsdag gaan baie mense Gelofte dag vier. Ongelukkig gaan dit 'n dag wees van geweldige dronkenskap, gesprekke oor politiek en allerlei dinge, en die God wat ons gered het en genade geskenk het, sal uit ons mond verdwyn. Luister, die Here deel sy eer met niemand nie. Die Here sê vir Samuel om vir Saul te sê, onthou jy vir Saul, kop en skouers bo almal uit. Die Here sê gaan verslaan vir Amalek, en hy kom met hierdie ou flou verskoning, die manskappe. Yes, hy klink net soos Eva. En hy klink net soos Adam. Die manskappe het die beste gehou om wat te doen? Om te offer aan die Here. Watter pateet. Maar hier en ek is dieselfde. Ons regverdig ons sonde deur te sê, maar ons is daarom Sondag in die kerk gewees. Ek het daarom hierdie maand R300 vir die Here inbetaal. Ek moes eintlik 3000 inbetaal het, maar hy het ten minste iets gekry. Ek het ten minste hierdie week vir iemand gesê, dis net genade dat ek is waar ek is. Die Here sê eenvoudig, het ek behaag in brandoffers, in slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. As my seun vir my sê, pa, ek is lief vir jou, dan waardeer ek dit. Maar as hy daar wegstap en hy leef soos 'n rebel, hy sal dit nie doen nie, maar ek illustreer nou net. En hy slaan die kamer deur toe, en hy backchat my, en hy het 'n probleem met alles wat ek doen en sê. Was sy verklaring van liefde eg? Sy leuen. Moenie sê is lief vir iemand, as jy nie doen wat hulle vir jou sê nie. En die pa nie maar die volste reg om vir die kind wat in hulle huis te bly, te sê wat om te doen. Jy moet die leiding van jou pa en ma aanvaar, en dieselfde sê die Here. Moenie vir my sê het my lief, en jou lewe word gekenmerk deur sonde en boosheid nie. Dan's jy 'n leienaar, en jy ken die God van die Bybel nie. Israel het gereken, omdat God hulle lief gehad het en 'n verbond met hulle gesluit het, kan hulle maak en doen wat hulle wil. En hulle het 'n toets gedop. Jy sien hulle die B-gedeelte, hulle pleeg in menigte van sondes, terwyl hulle meen dat die Here dit nie sien of nie sal oordeel nie. En ek gaan vinnig, terwille van die tyd gaan ek dit nie vir u lees nie, maar u kan by die huis gaan lees. Psalm 50 vers 16 tot 22 lig vir ons hierdie sondes uit. Ek het vir u opgesom. Dis goed vir u, né? U nie al die huiswerk self hoef te doen nie. Die eerste plek sê die Here, hulle haat die tug. Hulle haat die tug. Met ander woorde, die Here het deur die profete hulle opgeroep om hulle te bekeer. Die Here stuur ander volke om hulle te vervolg en hulle eintlik daar verliese te bring deur oorloë. Daar was sekere dinge wat die vyande gedoen het, wat die volk Israel se lewe geweldig gekompliseer het. Die vyande het gelê en loer op hulle bloed, en die Here sê, ek stuur hierdie goed oor julle pad. Dis die tug van die hemel, en julle luister nie. Dink jy ons beleef tug in Suid-Afrika? Ek wil vir u sê, ons beleef geweldige tug. Die een skelm in die regering is groter as die volgende ene. Dis nou meer, as jy 20 miljoen steel, is dit niks. Jou saak word nie eens ondersoek nie, want dit is klein geld. Ons praat nou van honderde. Die geld, ek lees nou die dag van iets soos 2 biljoen rand, wat gesteel is, wat gegee was vir die
Hospitale, om hospitale op te gradeer, medisyne, en toe probeer die man wat die 2 miljoen verduister het, een van die valke om te koop, om hom te laat vrygaan. En ek dink myself, dis presies wat in Suid-Afrika aan die gang is, God se tug. Martin Luther of Johannes Calvin het gesê, as God 'n land wil oordeel, stuur hy vir hulle goddelose leiers. Kyk na ons paaie. Calvin sê vanmôre vir my pa, Europa het 800 biljoen pond gegee, om so 'n bietjie die plekkie op te snes hulle, né? So 'n bietjie, dink jy, daai geld gaan by ons land uitkom? Maar nou wil ek jou vra. Nou het ons klaar oor hulle geskinder het, né? En hulle boosheid aan die groot klok gehang het. Hoe lyk jou lewe? Wat se boosheid doen jy in jou lewe? God tug jou, jy luister nie. Jy maak jou rug styf en jy sê ek sal nie buig onder God se gesag nie. Ek het onlangs vir mense wat sommer so nonchalant uit die gemeente uit gestap het, ek vir hulle gesê, pas op vir die tug van die Here. As jy enige rede gehad het, ja. Of sonde was aan jou gedoen, is 'n ander saak. Maar omdat as gesondig is, en jy aangespreek is oor die sonde, en jou rug styf hou, pas op vir die oordeel van God. Ek is nie God nie, ek kan hom nie voorskryf nie. Maar onthou, God se tug is altyd om ons te leer dat ons 'n gevaarlike stylpad stap. Volgende sonde, hulle werp God se woorde agter hulle. Ek wil vir u sê, dit is statistieke, dit is iets wat reg oor die wêreld na vore kom. Kinders van die Here lees nie meer die Bybel nie. Hulle reken dat die Bybelboeke uitgedateerde boeke is, en dis juist omdat hulle dit nie lees nie. Enige kind van die Here wat die Bybel lees, sal sien dat die Bybel meer in tyd en in pas is met ons omstandighede as die nuutste koerant wat môre sal uitkom. Hulle het God se woord agter hulle gewerp, hulle luister na profete en self aangestelde apostels. Hulle wil profeseë uitspreek en hulle wil omval in die gees en hulle wil allerhande snaakse goed doen, maar ons druk die ore toe vir God se woord. Sal nie luister nie, julle klomp doempredikers wat hier by kansel staan en vir ons sê, God gaan oordeel, julle is verstok. Die God wat ons dien, is 'n God van liefde. Hy's lief vir elke een, of jy nou deel is van die LGBTQ beweging, of jy nou deel is van bedrog en oneerlikheid, of jy nou deel is van enige sonde, dit pla nie. Hulle werp die woord agter, hulle wil nie hoor wat sê die Here nie. As jy dief sien, dan geval dit jou by hom. Diefstal. Ek het klaar daaroor ietsie gesê. Dis deel van ons samelewing. Maar jy in jou huis, as jy iets van jou pa of jou ma vat, het jy gesteel. As jy iets by jou werkgewer vat, het jy gesteel. Dan staan jy skuldig voor die Here, dan moet jy bely en laat staan, sodat jy barmhartigheid kan vind. Die regter, ek herinner u net weer, is die een wat jou hart ken, wat my hart ken. Hy weet wat ons doen, hy weet wat ons huis is, of wat ons sin is. Ek weet in my gewete, of ek vanmôre eg voor God wandel. Jou deel is met egbrekers. Luister vriende, ons land is siek van hoerery. Saam bly, saam slaap. Dit gaan net nie meer vandag oor enige opregtheid en toewyding aan die een wat ek sê ek lief het nie. Ons liefde word gedemonstreer in ons losbandigheid. En dis nie liefde nie, dis wat Hollywood in ons skele afgedruk het oor al die jare. Seksuele losbandigheid is deel van ons land. En ons vra nog, waarom gaan dit soos dit gaan? In die volk Israel se tyd was dit presies dieselfde. Jou mond laat jy los in boosheid. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Jy sien die algemene gesprekke was gevul met boosheid, was gevul met geweld en perversie, was gevul met kwaadpratery en allerhande sondige uitlatings wat gemaak is. Nog ene, met jou mond vleg jy bedrog, met ander woorde leuns. Die wegsteek van die waarheid, jy verberg die waarheid. Jy probeer iemand bedrieg om 'n voordeel uit hulle te kry. Jy's glad met jou mond en jy praat vinnige woorde sodat jy ook deur jou woorde mense kan oorweldig en by hulle 'n sekere voordeel kan kry. En dan praat die Bybel, jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie vers ek bietjie gaan ondersoek, het sê eenvoudig, dis nie net vreemdeling en bure wat benadeel word nie, maar self die mense die naaste aan my broer. Ek skroom nie om hom in te doen nie. En ek wil vir u sê, wil u weet hoeveel familiefetes is daar in hierdie land,
Wil u weet hoeveel families staan in die hof teenoor mekaar en hulle haat mekaar omdat die een die ander ingedoen het. Daar's nie meer hierdie vertroue dat as my broer of my suster na my toe kom, dat ek dink hulle kom met 'n opregte hart nie. Is dit nie wat in Suid-Afrika aan die gang is nie? As se waarskuwing is gevul met feitelike en akkurate data waar die sondige optredes van die volk by die naam genoem word. En ag vriende, as ek vanmôre nou moet amen sê en sê gaan na jou huis en ondersoek jou hart, dan sal u miskien, as u vanmôre werklik gehoor het wat God sê, in wanhoop hier uitgestap het. Maar hoor die hoop. God is 'n God van genade, van hoop. Hy sal die sonde nie ongestraf laat bly nie. Daar is gevolge van ons sonde, ons weet dit. Baie van ons beleef die gevolge van ons sonde. Maar hoor die hoop in hierdie vers, of in hierdie psalm. Die oproep en boodskap van hoop, Psalm 50 vers 14, 15 en 23. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Die een wat dankoffer eer my en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Ek het daaraan gedink hierdie week en vanmôre dink ek daaraan dat ons roep baie na die Here oor ons land. Here, verander tog ons lot. Wil u nie maar hierdie regering van ons voor stop bring oor hulle boosheid nie. Ons spandeer baie tyd in ons gebed aan voorbidding wat ons doen en dit is nie verkeerd nie. Maar wanneer laas het jy die Here aangeroep oor jou siele toestand? Het jy en ek besef ons staan voor die heilige der heilige? Die een wat die diepste motiewe van my hart ken, wat elke voetstap van my ken, wat weet as ek praat, is ek opreg in wat ek sê. Is my aanbidding 'n aangeleerde mense gebod, of kom dit uit die diepte van my siel en uit my hart? Luister, kerkmense gaan nie eendag hemel toe nie. Weergeborenes gaan eendag in die heerlikheid wees en hulle is gewoonlik mense wat aanbid in gees en in waarheid. Gereddes vanmôre sit hier en hulle besef voor God staan ek skuldig in soveel opsigte, maar ek kan hom aanroep in die dag van my benoudheid, in my sielsbenoudheid kan ek hom aanroep. Dit gaan nie net oor die tydelike benoudheid wat ons voorouers beleef het nie. Dit gaan nie net oor die tydelike benoudheid wat die volk Israel beleef het onder al hierdie heidense nasies nie. Dit gaan oor die sielsbenoudheid. Om te sê, Here, help my, red my uit my benoudheid van sonde. En dan, die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg ag gee. As ons in die aand in ons bed klim, moet ons terugdink oor ons dag. Het ek God vandag verheerlik? Hoor wat sê die Bybel in Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jy sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Want die mond van die Here dit gespreek. Baie jare gelede in my bediening, bel 'n ma my. Sy sê vir my, meneer Gerard, ons besoek daar by jou gemeente, wil jy nie asseblief by ons 'n draai kom maak nie? My seun, daai stadium was hy 2 of 33, in 'n geweldige krisis. Ek ry na die huis toe, kom maar aan, die ma's daar so, ek gesels bietjie met haar, die seun kom uit die kamer uit, sit daar voor in die sitkamer, maar geweldig. Die Engelsman praat van jittery. Hy kan nie stil sit nie, die hande beweeg, die oë. En ek kom agter as iets fout met die kind, of die jong man. En ek dink myself in die gesprek, ek wil nou 'n bietjie hoor wat aangaan en wat die probleem is. En die volgende oomblik hoor ons buitekant, daar is 'n hoeter wat druk, of mense wat 'n hoeter druk, en hy vlieg uit by die huis, en hy's daar uit, en sy ma sê, nee, hy sal nie terugkom nie. En sy vertel my die hartseer verhaal. Sy vertel vir my hoe hierdie seun van haar in sonde begin betrokke raak het. Later die sonde oorgegaan in die sonde van homoseksualisme. Mooi jongman. Ek wil vir u sê, was regtig 'n aantreklike jongman, sterk. Sy sê vir my, hierdie seun van haar het vigs opgedoen.
in hierdie sonde waarmee hy besig is. Maar die groot ding, hy het geen behaan nou in die dinge van God nie. Sy speel vir hom boodskappe dat hy in die hoek van sy kamer gaan sit en sy ore vasgryp en toedruk. Dat hy sê, sit af, ek wil dit nie, hoor nie. En 'n paar maande later het ek daardie man begrawe. En ek wil vanmôre vir jou sê, miskien is jy nie homoseksueel nie, maar vanmôre terg jy miskien God met jou sonde. Dan wil ek vanmôre vir jou die uitnodiging gee, kom nou. Moenie 'n dag of 2 later uitstel, dat hierdie boodskap by jou verbygaan, jou hart harder word, en die dag, wanneer jy in 'n noodtoestand is, en die kake van die dood, staar jy in die oë, dat daar geen behaan na God is nie. Gaan luister wat sê die Bybel, in Prediker. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dag kom, en die jare aanbreek waar jy sê, ek wil niks daarvan hoor nie. Dis wat die Here vir sy volk sê, roep my aan, let op jou weg, kyk wat jy doen, want dan gaan 'n dag aanbreek dat God ook hierdie lyn trek, en dan lê die ewigheid voor. En ag vriende, as ons kyk, die Here het meer oor die hel gepraat as oor die hemel. Waarom? Omdat hy geweet het hoe verskriklik hierdie verterende vuur is, hierdie oordeel waarmee God sondaars sal oordeel. Dis nie 'n bangmak storie nie, dit is God se ewige woord. Die Bybel sê, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here. Sien u weer hoofletter H-E-R-E? Selfde waarmee ons begin het, die mond van die verbondsgod. Die Eternal One het dit gespreek. Micha 6 vers 7, hoor wat sê die Bybel vir ons. Sal die Here welbehaag in 1000 ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eerstgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Vers 8, hy, God het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Weet wat vir my vreugde bring as ek by 'n huis aankom, en die man en die vrou en die kinders dien die Here. Die vreugde wat daar is, die atmosfeer van blydskap, dankbaarheid. Ja, hulle gaan deur stryd, daar is baie keer krisis in hulle lewe, maar daar is hierdie samehorigheid omdat hulle fokus dieselfde is. Hulle is van een gees deurdronge om God te verheerlik. En hoor wat sê die Bybel vir ons? Om reg te betrag, of om reg te doen en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met God bring vreugde. Kan ek vir u sê dat in my 28 jaar in die bediening was die meeste berade mense wat van die weg gewyk het. Wat geweet het wat reg is, geweier het om dit te doen, sonde het in hulle lewe ingekom, en dan kom hulle agter, dit wat die duiwel vir hulle beloof het, was nie so wonderlik, soos hulle gemeen het, dit sal wees nie. Ek het eendag die illustrasie gebruik, miskien onthou jy dit nog, miskien het jy dit al vergeet, ek sal dit net weer vir u noem. Sonde is soos 'n groot geskenkboks, wat by my huis afgelaai word. En ek kyk hierdie geskenkboks en ek sê, wow, is daar vir my 'n geskenk gegee? Die groot rooi stryk om hierdie geskenkpapier, en ek dink by myself, ek wil hom oopmaak. Ek maak hierdie geskenkboks oop, en as ek daardie boks oopmaak, spring daar 'n adder uit. En hy byt my. En die gif van daardie adder gaan deur my sisteem, en ek begin lam word en siek word, en ek sterwe. Die Here sê die loon van die sonde is die dood. As jy vanmôre dink jy sal suksesvol sondig, is jy 'n dwaas. Dwaas met 'n hoofletter. Die Bybel sê, as ons dink ons kan aangaan met sonde, is ons dwaas. Daarom, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Wil jy 'n lewe van vreugde op aarde lewe? Wil jy 'n tikkie van hemel op aarde hê? Wandel in God se weë. Dis absoluut die moeite werd. En dan Openbaring 2 vers 16, ek is nou besig om 'n reeks van Dr. R.C. Sproul te luister wat handel oor Christus. Wie is hy in sy wese? God wat mens kom word het. En as jy die boek Openbaring gaan lees, Openbaring 5 in besonder, word hy beskryf as die leeu van Juda en die lam wat geslag is. Die beeld wat geskep word, as lam het hy gekom om ons sondedraer te wees, as regter wat gaan oordeel is hy die leeu van Juda. En hoor wat sê die Bybel vir ons, hy praat hier met die 7 gemeentes in Asië, en hy sê vir hulle oor hulle sonde, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe, en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin,
sal ek gee om te eet van die verborge manna aan. Ek sal vir hom gee wit keersteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie behalwe hy wat dit ontvang. Waarom wil jy 'n tyd van genot verruil vir 'n ewigheid sonder God? Daardie man wat vir jou alles vanmôre beloof, as jy net saam met hom in die kooi sal klim, moenie die leuen glo nie. Daardie werkgewer wat vir jou sê, luister, as jy net sal stil bly oor hierdie saak, sal ons soveel bonus aan jou gee. Daardie kwessie van, as ek net hierdie ding kan kry, sal my lewe vervuld wees. Ek vra jou, waarom ruil jy 'n tyd van genot vir 'n ewigheid sonder God? Die boodskap vanmôre bekeer jou. Geen nie om hoeveel kennis het jy oor God se waarheid nie. Ek vra jou vanmôre, leef jy in gehoorsaamheid aan God se waarheid? Dis presies wat die Here vir sy volk sê in Psalm 50, wat die Here vir ons as volk in Suid-Afrika vanmôre sê, wat die Here vir ons as Berea Christen gemeente vanmôre wil deurkommunikeer. Ons kan nie God en mammon dien nie. Ons kan nie God en sonde dien nie. Ons is soldate van die kruis. En ons moet so soldate van die kruis optree. Vanmôre gekyk na die Here oordeel sy volk. Die regter van die hemel en aarde het ons vir u afgeskilder deur daardie eerste klomp verse, die hoofklagtes wat God teen sy volk ingebring het ons na gekyk, maar ook die oproep en boodskap van hoop was duidelik geweest, dat die Here vir ons vergifnis en genade skenk. En ek probeer altyd die boodskap afsluit met 'n vers of 2, om die huis toe te stuur, om dit saam te vat, en hierdie het ons vanmôre of hierdie week in ons huisgodsdiens hanteer. Spurgeon het daaroor geskryf, jy is baie welkom as jy in hierdie week se dagstukkies wil gaan kyk. Maar dit was my so wonderlik toe ek dit lees, en daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees. Wat 'n wonderlike God. Ek sê hierdie week vir die Here, Here, ek verdien die hel. Soos ek vanmôre hier staan, verdien ek die hel. U sê u wag met ongeduld daarop om my genadig te wees. Daarom sal ons nooit in die hemel stil wees nie. Ons sal vir altyd en ewig eer bring aan hierdie God, wat sy genade oor ons uitgestort het. Die vers sê verder, en daarom sal hy hom verhef om hom oor julle te ontferm. Ek stap so in die oggende so bietjie en het hierdie klomp kiewiete gesien? Jy moet nie naby daai kiewiet se kleintjie kom of sy eiers nie. Dis moeilikheid. En party van die goed deesdae is groot, hulle lyk soos tarantale. En dan begin daai ding skree en dink myself, joh, nou moet ek wegkom hierso. Ek gaan tweede kom. En met baie liefde en respek, die Here sê vir ons, soos 'n hennar kykens beskerm, so wil die Here ons onder sy vleuels beskerm. Hy is die een wat vir ons genadig wil wees. Die Here sê, welgeluksalig almal wat op hom wag, vers 19, want 'n volk sal op Sion in Jerusalem woon. Jy sal nie meer ween nie, sekerlik, hy sal jou genade bewys, op jou hulp geroep. Sodra hy hoor, antwoord hy jou. Ek pleit by jou dat jy vandag jou stem in die hemele sal laat hoor. Vir die Here sê, ek maak 'n gemors van my lewe. Ek dink dat sonde vreugde gaan bring, Here, ek kom agter, dit bring nie vreugde nie. Dit kompliseer my lewe elke dag meer en meer. Ek sink elke dag dieper in hierdie dryfsand van sonde. Here, miskien is nog net my kop wat uitsteek in my hand, maar ek wil roep na die hemele. Kom trek my uit. Wees vir my genadig. Kennis wat ek het van God se waarheid sonder die toepassing daarvan in die uitleef beteken niks. Daarom het God vir sy gunsgenote gesê, kom, staan voor die gereg, ek gaan julle aankla, ek gaan julle regter wees. Maar na die aanklag en al die dinge wat hulle gehoor het, sê hy, hier is genade. Vanmôre vra ek vir jou, steek jou hand uit na hierdie God van genade, dat hy in jou lewe verandering kan bring, en jou sinvol hier kan uitstuur om vir hom 'n getuie te wees, en te leef tot eer van sy wonderlike naam. Kom ons bid saam. Here, elke jaar by gelofte dag is daar soveel dinge waaroor ons kan dink en praat, maar u is getrou. Die volgende Psalm was Psalm 50, en hoe duidelik is u woord net hier vanmôre, dat ons nodig het om boeke te vat van ons eie lewe. Want as u die regter van hemel en aarde en as aanklaer moet optree vanmôre teenoor ons, wat gaan die uitslag wees? Daarom wil ons vanmôre in ons skuld en in ons elende voor u kom staan, en as hier vanmôre mense is wat u nie ken nie,
En die kans is baie groot, Here, dat met 'n klomp mense soos hierdie wat saamkom, daar mense is, wat miskien die naam het, dat hulle kind van God is, maar nie is nie. Dat U tog vir hulle genadig en barmhartig sal wees. Here, U sê vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. U woord sê as U die hulpgeroep hoor, sal U antwoord. U sal genadig wees. U is haastig om ons genadig te wees. Help ons om nie ons harte te verhard en in ons sonde te bly voortgaan nie. Vader, ek bid vanmôre dat U ons land en sy mense, die kerke en die predikante, die teologiese fakulteite sal besoek met U wonderlike, kosbare genade, dat mense gered sal word en opnuut sal sien dat daar vrede by God deur Christus ons Here is. U kom nie en kompliseer ons lewe nie, inteendeel. U neem 'n gekompliseerde lewe wat deur sonde vernietig is en U maak ons nuut. En U leer vir ons hoe om te leef en waarlik vrede en vrede in ons lewens te geniet. Daarom bid ek vanmôre, Vader, wees vir ons genadig en wees vir ons barmhartig. En ons bid dit in U naam.